0,5 kilogram of vertikaal opwaarts, ekskuus, opgegooi van 'n begin van 'n gebou. En die gebou is 15.3 meter hoog. Die bal bereik 'n maksimum hoogte van 5,89 meter bo die bokant van die gebou. So daai afstand daar, sê hulle vir jou, is 5,89 meter bo die gebou. Die bal tref die grond en opwaarts en bereik 'n maksimum hoogte by P. Okay, so douche en dan daar op. Okay. Goed. Nog 'n paar inligting bietjie wat ek het, is die spoed daar is 0 en die spoed daar is 0, né? Die eerste bewegingsrigting is op, so daarom kies ek op as positief. En dan dit beteken die versnelling is minus 9,8. Okay, het iemand 'n vraag tot en met daar? Goed. Nou sê hulle vir jou, ignoreer die effekte van ligweerstand, definieer die term vryval. Drie gaan, go for it. Mooi. Okay, 17.2 sê hulle vir jou, deur slegs bewegingsvergelykings te gebruik, bereken die spoed waarteen die bal opwaarts geprojekteer is. Nou die rede hoekom hulle dit sê, is jy kan die wet van behoud van meganiese energie ook gebruik. Dit moet 'n klokkie lui. Jy het in graad 10 gedoen. Dis die laaste hoofstuk in graad 10 wat jy gedoen het. En ons gaan hom weer hersien hierdie jaar, want hy link met nog 'n hoofstuk, maar dis hoekom hulle dit sê. Daar's ander maniere ook. Jy kan actually ook Newton se wette ook gebruik. Okay. Goed, so hulle sê bewegingsvergelykings, die spoed waarteen die bal opwaarts geprojekteer is. So kom ons kyk gou vir daai stukkie wat hy van die, so ek beskou van bo van gebou tot maksimum hoogte. Okay? So jy sê daai vir die persoon wat merk en vir jouself. Watter inligting is gepas hierso? Okay, hulle soek die beginsnelheid, dis die vraag waarmee opgeprojekteer is. As ek kyk tot en met daai gedeeltetjie daarbo, dan is die finale snelheid 0. Die verplasing is 5,89 meter, want hy beweeg op, en ons het opgekies as positief, so dit is 'n positiewe waarde, en dis net daai verplasing, so dis nie die hoogte vanaf die grond nie. Dis net daai klein stukkie verplasing. Ons het die versnelling is negatief 9,8, en ons het nie die tyd nie. So 'n korte formule onafhanklik van tyd. So iets daar wat ek vir iemand duideliker moet sê? Okay, so ons het finale snelheid kwadraat, beginsnelheid kwadraat plus 2a delta I. Want jy moet delta I gebruik, jy kan nie delta x gebruik nie, né? So daar is 0, uittoegie. 0, ons soek die beginsnelheid, minus 9,8, 5,89. Hy gaan weg, maar jy vat die minus aan die ander kant toe. Ja? Hy moet werk. Maar, watse kant het jy as positief gekies? Okay. Ek is bly jy sien wat jy gedoen het, en ek is bly jy maak nou die fout. Ag, tog, ek het nou hier. Kry jy ook 10,74? Want jy check, né? Nou, hulle sê vir jou, hulle sê vir jou, bereken die spoed is 'n skalaar, so jy hoef nie rigting te gee nie, want hulle sê vir jou, hy word opwaarts geprojekteer, so hulle gee vir die rigting. Maar asseblief kom in 'n gewoonte om te sê, liewer die rigting, by alles. Okay, want hulle trek, hulle in matriek, tel hierdie ding, as jy hulle het gevra vir die snelheid, tel 1 punt. Okay, en dis onnodig om 1 punt weg te gooi, omdat hy nou net nie die rigting bygesit het nie. So sit hom by. Okay, dan 7.3.1 sê hulle, na die botsing met die grond, daar hoor jy die woord botsing. Momentum. Hulle love dit in fisika, om al die hoofstukke met mekaar te combine. Okay, so jy kan nie dink, klaar met momentum, gaan nou aan nie, hulle kan dit in stroombane inbring, as hulle wil. Okay, so jy moet wakker wees. Na die botsing met die grond, verlaat die bal die grond met 'n spoed van 11,92. So, hier weet ons nou, die spoed was gewees 10,74, daar is 'n 10 hoor, komma.
en hierso is die spoed 11,92 opwaarts. Okay. Nou sê hulle vir jou, bereken die hoeveelheid kinetiese energie wat die bal gedurende die botsing met die grond verloor het. Okay, nou hierdie al vraagtaal 5 punte, ek voel hy is soos 7, 8 punte waardevraag, want hulle vra vir jou oor hierdie botsing met die grond. So jy moet hê die snelheid voordat hy die grond tref en die snelheid nadat hy die grond tref. Dit het jy, maar hierdie een het jy nie. So jy moet eers dit gaan uitwerk. Okay, so daar's 'n som, daar's 3 punte. Dan moet jy kinetiese energie hier, kinetiese energie daar gaan uitwerk. Nog ten minste 4 punte. En dan vra hulle nie net vir jou bewys dat dit nie 'n elastiese botsing is nie. Hulle vra vir jou, wat is die verlore energie? So dan moet jy 'n minussom gaan doen daarso. Okay, so hier is 'n hoë level vraag, jy moet kop hou. Okay, so vir myself sê ek, vir 'n botsing, energie wat verlore is, kinetiese energie, kort ek die kinetiese energie hierso, en ek kort die kinetiese energie daarso. Vir kinetiese energie is dit 'n half mv², so kort die snelheid. Hierdie een se snelheid het ek, hierdie een se snelheid het ek nie. So ek moet eers die snelheid gaan bereken waarmee hy die grond gaan tref. Okay, so dit is my eerste stappie. Wat ek gaan doen, ek gaan sê reg, ek gaan hom beskou sê maar van daar tot daar. Jy kan hom ook beskou het die hele vlug, of jy kan hom beskou net van waar hy gedraai het, van daar tot daar. Okay, so enigene, jy moet net die regte inligting kry. So ek beskou vanaf sy maksimum hoogte tot grond. Okay, so vir daai scenario weet ek, die beginsnelheid is 0, die eindsnelheid wil ek gaan uitfigure. Het iemand die hele vlug gaan beskou, van die beginpunt af? Okay, ek kon, die versnelling is minus 9,8, die tyd het ek nie, en die verplasing is vanaf die maksimum hoogte wat ek nou gevat het, tot by die grond. Okay, so ek moet daai en daai by mekaar gaan plus. As jy die hele vlug gevat het, dan sê jy net daai gevat het. Okay, want dit is die verplasing, is vanaf die beginpunt tot die eindpunt, die reguit lyn. Okay, maar ek het opgekies as positief. En hierdie bal gaan af in daai rigting. So dan is dit minus, daai twee goed, 15.3 plus 5,89. Okay, so iemand wat ek daar verloor het op 'n manier. So weer eens kort is 'n formule onafhanklik van tyd, so weer eens gebruik ons hierdie formule. So die finale snelheid 0 plus 2 maal minus 9,8 maal minus. Okay, jy kan nou sien ek wys hier, sodat ek hierdie twee goeders by mekaar geplus het. Hierdie vraag tel nou minpunte, tel nou net 5 punte, maar baie keer, sê nou maar hierdie vraag op sy eie, kon 5 punte getel het. Dan wil hulle sien dat jy dit geplus het. So of in jou infotabel, of waar jy jou som doen, wys dat jy dit geplus het. Okay, dis ek 'n klein goedjies wat hulle onnodiglik voor punte gee, maar ons vat dit. Ja. Nie wat se rigting beweeg die bal nie. Wat se rigting jy gekies is positief? Nee, op. As dit opgekies is positief. Opgekies is positief. Wat se rigtingsversnelling? Af. Altyd. Maak asof as ek kan die bal beweeg of die baksteen of wat ook al nie. Okay, so daai bly so vir die hele vraag. Maak asof watter rigting hy beweeg nie. Is jy met my? Maak vir jouself 'n notaatjie. Goed, ek kry dit om te wees 20,38 ja, meter per sekonde. Okay, so nou het ek sy snelheid waarmee hy die grond tref. Nou moet jy mooi kop hou. Ek weet ek het gesê finale snelheid hierso, want dit was die finale snelheid vir daardie beweging. Maar wanneer ek nou hierdie twee goed met mekaar gaan vergelyk, is hierdie die initial en hierdie die final. Nee, so hierdie final word nou weer die initial. Okay. Nou gaan ek sommer hierdie gelyktydig doen. Ek gaan die verskil in kinetiese energie gaan bereken. Dan het ek sommer klaar my minusom gedoen. So dit is die kinetiese energie aan die einde minus die kinetiese energie aan die begin.
of 'n half mv final squared minus 'n half mv initial squared. Ek dink dit was nou met julle vorige toets. Het daar 'n paar kinders vergeet om te kwadreer daarbo. Jy skryf neer of jy vergeet om dit toe te pas in jou vraag. Okay, so seker wat wil jy asemhaal. Ek weet dit is baie moeilik in wetenskap om enigstens asem te haal terwyl jy som doen. Maar haal asem en probeer dit doen. Hierdie is 11,92. Dit is eintlik 'n minus want hy beweeg op en jy het afgekies. Jy het wag net gou. Jy het opgekies as positief, so daar is positief. Minus hierdie is negatief. Nee? Ja. Check julle my. Final. Is op initial. Ja. Dit maak nie eintlik saak nie, maar Linne, jy sal dit nie oor vertel, jy sal vir jou punt aftrek as jy nie 'n minus insit nie. Dit maak glad nie saak nie. En tog doen dit. Okay, goed, so het julle nog gehoor wat ek gesê het? Alhoewel jy daai minus gaan kwadreer, gaan dit 'n positief word. Hulle wil sien dat jy wys dis 'n minus, want hierdie was afwaarts gewees. En afwaarts moet negatief wees eintlik. Hoekom het ons hier 'n negatiewe antwoord gekry nie? Want ons het gedoen die vierkantswortel van wat ook al. So jy kan nie negatief kry nie. Okay, iemand het die som gedoen? Kan ek jou vertrou? Ek kan nie eens myself vertrou nie, hoe kan ek jou vertrou? Minus 68.31. Ja? Maak dit sin om 'n minus te kry? Ja, want so hy het afgegaan, hy het die grond geraak en hy het weer opgeskiet. So hy het bietjie energie verloor toe hy die grond geraak het, want van die energie is in die grond en dit kon 'n sagte bal gewees het, soos nie elastiese botsing nie. So dit beteken 68.31 joules energie verloor. Iemand 'n vraag? Okay, Henk is jy sharp? Okay, dan vraag 17 gaan aan op die volgende bladsy. Het julle dit gesien? Hy gaan aan daar op die volgende bladsy, sê hulle. Kan ek maar weggaan hierso? Okay, so hulle gee dan vir jou 'n grafiek daar by 17.4. Ag, Pieter. Okay, Pieter, ek sê nie vir jou Pieter nie. Okay. Bereken die tyd wat die bal neem om punt P te bereik nadat dit die grond verlaat het. En jy sien dit tel 3 punte. Formule waar is die antwoord. Kom ons kyk gou. So hulle sê vir jou, daar bons hy nou en dan gaan hy op tot by sy maksimum hoogte. Watter inligting het ek daarvoor? Het ek genoeg? Ek weet die beginsnelheid is 11.92, dis wat hulle vir my sê. Maksimum hoogte beteken eindsnelheid is 0. Hulle vra vir jou vir die tyd. Die versnelling weet jy is negatief 9,8. Hoekom? Want dit opgekies as positief. Die bal beweeg dan nou op. Maak nie saakie, die versnelling is af. En ons het nie die verplasing nie. Ons weet nie hoe ver het hy gegaan nie. So formule onafhanklik van verplasing. O, jene toch. O, my pen se battery is op. Okay, so formule onafhanklik van verplasing, so ons het final velocity is initial plus R delta T. Dit is wat 11,92 plus minus 9,8 maal met tyd soekos en hierdie is 0, né? En toe wat kry julle? 1,2122 sekondes. Onthou jy mag nie skryf sek nie. Jy kan of 'n S skryf, 'n klein S, of sekondes uitgeskryf. Kyk, ek gaan hom nou daarop ook doen. Goed, dan op die volgende bladsy het hulle vir jou daar 'n grafiekie. Okay. O, baie. Kan ek hom insien. Goed. Hulle sê vir jou daar,
Die snelheidgrafiek vir die beweging van die bal vanaf die oomblik wat dit vanaf die boonste rand van die gebou opwaarts geprojekteer word tot die tyd wat dit punt P bereik word hieronder getoon. Okay. So kom ons kyk gou na die grafiek eers. Ons ontleed hom eers. Dit is 'n snelheidtydgrafiek. Snelheidtydgrafiek, reg. Wat sê die gradiënt van die snelheidtydgrafiek vir my? Versnelling. Wat was die versnelling die hele tyd? Gravitasieversnelling. Wat is negatief 9,8. Dus konstant negatief 9,8 en ons kan dit sien vanaf die gradiënt van hierdie ding. So daar is negatiewe konstante gradiënt, negatiewe konstante gradiënt. Tja. Hulle vra dit baie keer hierso. Hulle gee dit vir jou en dan sê hulle vir jou watter fisiese hoeveelheid verteenwoordig die gradiënt. Dan gaan jy nie sê vir my gravitasiekrag nie, jy gaan sê gravitasieversnelling. Okay, so ek het gesê gee die waarde 9,8 meter per sekonde. Okay. Dan sien ons hy begin daar met 'n positiewe snelheid en dan raak die snelheid al hoe minder totdat dit 0 is. En dan raak die snelheid meer in die negatiewe rigting, groter. Dan gebeur iets en dan raak die snelheid weer positief en dan raak hy al hoe minder totdat dit 0 is. So wat gebeur daar? Dit is die bal, so daar by L, is die bal wat opgegooi word tot hy sy maksimum hoogte bereik. Hierdie is waar hy sy maksimum hoogte bereik, waar sy snelheid 0 is. En dan gaan hy af totdat hy hop en dan gaan hy daar skiet hy mos weer op met 'n positiewe snelheid totdat hy sy maksimum hoogte bereik. Sê met my. Okay. Goed, so hulle vra vir jou daar, skryf die numeriese waardes neer wat deur elk van die volgende hoeveelhede volgende aangedui word. K, so as jy daar kyk en sien jy K is nadat hy gehop het. Okay, is daai K waarmee die beginsnelheid waarmee hy weer opgaan. So dit is wat is dit 11,92. Okay, so daar is 11,92 meter per sekonde. Dan sê hulle vir jou L is sy beginsnelheid waarmee hy opgegooi is. En ek dink ons moes dit gaan uitwerk het, nê. Nee. Jy moes dit gaan uitwerk het as 10,74. So L is 10,74. Hulle sal dan met jou fout werk, as jy 'n fout gehad het, maar jy sien dis waarmee hy opgegooi is. En dan vra hulle vir jou T2 minus T1. T2 minus T1 is die tyd wat dit hom geneem het om sy maksimum hoogte te bereik nadat hy gehop het. So daar is hop, tyd om maksimum hoogte te bereik en daai is 1,22 sekondes wat ons daar uitgewerk het. Easy peasy. Tjap, het iemand 'n vraag daar? Okay. Dan wil ek in jou skryf in jou notas. Gaan na vraag. So jy kan jou skryfboek ooplos want ons gaan 'n vraag nou saam doen, vraag 12. Okay. Nou vraag 12 het hulle so 2 of 3 jaar terug het ek vraag 12 in die notas ingesit toevallig. Ons het dit gedoen en toe vra hulle vraag 12 in die Junie eksamen en in die September eksamen, net met ander waardes. Okay, so hierdie is 'n goeie toets vraag. Okay. Nou hulle sê vir daar, 'n helikopter styg vertikaal teen 'n snelheid van 4.9 teen 'n konstante snelheid, moes ek bygesit het. Konstante snelheid van 4.9 styg hierdie helikopter nou. Okay? So hierso gaan jy vir my sê hy styg teen 'n konstante snelheid van 4.9 meter per sekonde. Wanneer hy 44,1 meter bokant die grond is, word 'n voorwerp daaruit laat val. Laat val beteken, ek het hom nie gegooi nie, niemand het hom getrek nie, ek het hom net gedrop. Nee? Okay. Goed. Nou gaan we by die ander vraag kom. Nou wil ek by jou hoor, wanneer die voorwerp, die klippie, die verkyker, die probeer, die wat ook al, was in die helikopter gewees, die helikopter styg op en toe eers skielik toe val dit uit. So is die voorwerp, klippie, wat sê wat ook al, sy beginsnelheid 0. Nee, sy beginsnelheid is dieselfde as die helikopter se. Ja? Okay? So daai klippie gaan eers bietjie opgaan en dan gaan hy afgaan want hy het 'n beginsnelheid dieselfde as die helikopter se. Maar as jy met jou oë daarna gaan kyk,
dan gaan dit lyk of die klippie stil staan. Hoekom? Want die helikopter beweeg ook. So relatief tot die helikopter gaan dit lyk of die klippie stil staan, maar hy beweeg actually op en dan gaan dit aan. Okay. Nou vir baie mense kop nie, so dit is 'n storie en het ek al hier gedoen, ons nog nie. Goed, ons het ekstra klas op die donderdag. Nou, extra klasse staan jy buite die skool, jy wag vir jou ouers, maar jy is die enigste een hier. Anders huis nie. Eers keer trek daar so swart BMW so voor die skool. En trek jou in, tinted windows en alles. Trek jou in, jaag met jou shower. Okay, jy weet, hier gaan jy nou die swart mark verkoop. Okay, jou lewe is in gevaar. Okay, jy dink, okay, goed, hulle ry teen 200 km/h. Dus daar is nie kans vir jou om enigiets te doen nie. So wat, soos jy gaan nie met hulle spaat, jy het nie sien en gebeur het. So jou enigste keuse, kans, wat jy het, is om die deur op te maak en uit te rol. En doop beweeg. Okay, goed. So jy kan sê nou 'n rol teen so 'n halwe meter per sekonde. Okay, want dit is bietjie skrikkerig, so jy gaan nogal stadig gaan. So as jy uit die kar besig om te ry, jy maak die deur oop en jy rol uit. Is jou beginsnelheid 0,5 meter per sekonde? Nee. Jou beginsnelheid is 200 km/h plus 0,5 meter per sekonde. Jy weet my? Okay, so dieselfde idee hierso. Is as 'n voorwerp binne 'n bewegende voorwerp het en dit val uit, dan het hy 'n beginsnelheid dieselfde as die bewegende voorwerp. Jy het gerol, jy het gelê, jy's fyn, jy leef, jy's terug in die klas. Okay, nie nachtmerries kry nie. Alright. Goed, so die baksteen wat hier uitbeweeg het, en dieselfde beginsnelheid as die helikopter. Ai, wêreld. Het ek hom afgesit? Nee man, die krag is af hier. Wie doen dit? Praat julle oor die storie of waaroor praat julle? Ek sê om iets oor Nee, praat nou klomp bollos. en toe wou ek hom gesê het van sulke show waar soos Mythbusters ek dink ek weet nie of dit was nie, maar toe ry hulle so 60 en op dieselfde tyd toe skiet hulle 60 km/h die ou terug en toe Lyk dit of hy stil staan? ja, toe land hy Ja. Imagine jy so oud. Hy sê net julle Is hy maar ingeplant, want hy het ook wel gemaak ons naam nie mooi ingeplant. ek het nie tyd vir hierdie mense. Kyk. Goed, so hier gaan ons met vraag 12. Okay, so vraag 12 het ons die helikopter en die man en nou skiet hulle. En nou is die eerste vraag daar. Wat is die maksimum hoogte wat die voorwerp sal bereik? Is dit ook julle selfe vraag? Okay. Goed, so ons het die klippie wat opgaan en dan gaan af. Hulle vra vir jou die maksimum hoogte, so dis daai gedeelte. Nee, ek wil net gaan nog ander inligting hier insit. Hier is die beginsnelheid 4.9, daar is die snelheid 0. Die eerste beweging is op, so ek kies op as positief, so die versnelling is minus 9,8 en daai hoogte is 44,1 meter. As ek nou my prentjie reg het. Okay. So die maksimum hoogte wat hy bereik 12.1 is van sy begin tot daar by sy maksimum hoogte. Okay, so ek weet die beginsnelheid is 4,9, die eindsnelheid is 0. Tyd het ek nie. Hulle soek maksimum hoogte en ek weet die versnelling is minus 9,8. Okay. Goed, so korte formule onafhanklik van tyd, so dis weer hierdie kwadraatformule.
Ek dink dit is 4.9. Ja. Die sakrekenaar moet uit wees, Pieter, en jy moes al ingetik het. Kyk. Die klip was laat val. Dit is wat ek nou net verduidelik het hier met my hele storie. Toe ek vra, is almal met my weer so die ja, juffrou. 4,9. Ja. Nee? Jo, wag net gou, ja, ons kom nou daarby. Okay, Regan, hoe bedoel jy die klippie was laat val? Nee? Is jy met my? Maar die klippie is binnekant die helikopter. So omdat die klippie binne die helikopter is, helikopter beweeg op. As die klippie laat val is, dan gaan hy nie net afgaan nie. Hy het die beginsnelheid van die helikopter. So hy gaan eers 'n bietjie op en dan gaan hy af. So sy beginsnelheid is dieselfde snelheid as die helikopter se. Jy nota vir jouself gaan maak. Ja, Hendrik. Ek kry 4,4 meter. Hierdie is 4.9 kwadraat. Hierdie is 9,8 maal met 2. Is dit maal met 2? Dit is waar, wag net gou, ek het nou gedink is 1/2. Julle is helemaal reg. Maar nog steeds vertrou ek julle nie. 0,82. Ja, wag net 'n oomblik, ons kom nog daarby. Hoekom kry ek 0,82? O, ek het die verkeerde ding gedoen. Ag, julle. Here we go. Ja. 2,5 meter. Okay. Goed. Hæ? Okay, hierso. Hierdie rustig. Shit, oukies. Hierdie vat jy maal jy met mekaar. Nee? Daai maal daai. Geef jou 19.6. Leer. Het almal dit in 'n sakrekenaar geïngetik. Dian, het jy? Ja, Hendrik? Okay, en dan moet jy hom aan die ander kant toe vat want dit is negatief. So jy kry 19.6 delta y is gelyk aan wat ook al 4.9 kwadraat is en dan deel jy hom daardeur. En dan kry jy daai. Okay, maar hier is nog nie 'n finale antwoord nie. Want hulle vra vir jou die maksimum hoogte en die vraag moet eintlik verder gesê het. Dis gewoonlik vanaf die grondoppervlakte. So hy is daar laat val 44.1 meter, maar toe gaan hy nog 1.225 meter bietjie op. Okay, so jy moet dit daar by plus. Jy gaan sê die maksimum hoogte vanaf grond gaan jy sê 1.225 plus 44,1, want hy het nog so klein bietjie opgegaan. En dan kry jy 45.3233 meters. Sharp, so hierdie vraag sal tel 4 punte. Kijk, nog iemand 'n vraag? Dan 12.2 vra hulle vir jou. Wat is die voorwerp se snelheid wanneer dit die grond bereik? Okay, so jy wil weet daar waar hy die grond bereik, sy snelheid weet. Okay, so nou het jy 'n paar opsies wat jy kan beskou. Regan, dit is hoekom jy nie weet nie, want jy fokus nie. Moet jy vorentoe skuif? Hæ? Norre. Okay, so jy kan of beskou van hier tot op die grond,
Of jy kan beskou vanaf maksimum hoogte tot op die grond, of jy kan beskou vanaf daar waar hy sy oorspronklike posisie kruis of verbygaan tot op die grond. Okay, hoekom? Want die snelheid hier en die snelheid daar is dieselfde, maar die een is positief, die ander is negatief en jy die afstand. Okay, wag. Dan gaan ons die klas opdeel in 3. Okay, so die voorste ry met die kantry, julle doen vir my die hele vlug. Okay, die tweede ry, julle doen vir my vanaf maksimum hoogte tot op die grond. En die derde ry en die agterste ry, julle doen vir my vanaf die draai of daar waar sy beginpunt verbygaan tot op die grond. Okay. Goed, ek gaan saam met die derde en die agterste ry gaan. Ja. Hierdie som, nee, ek gaan tel 3 punte. Dis te maklik. Okay. Goed, so derde en agterste ry. Ons beskou vanaf waar hy verby sy beginpunt gaan tot op die grond. Okay, so verby beginpunt tot grond. Okay, dit is wat ons beskou. So dan is sy beginsnelheid minus 9,4. Want dit beweeg af. Sê weer? Ag, 4,9. Askies. Okay, sy versnelling is minus 9,8. Sy eindsnelheid wil ons gaan uitwerk. Sy verplasing is minus 44,1. Hoekom is dit minus 44,1? Want ons kyk van, van daar af onder toe. So dit is 44,1 meter. En dit is in die negatiewe rigting, want ons het opgekies as positief. En die tyd wat dit neem, het ons die tyd? Nee, ons het nie die tyd nie. So formule onafhanklik van tyd. Okay, so finale begin plus 2a delta y. En ek het kry en toets my asseblief, want obviously sien ons nou. Ek is nie skerpste vandag nie. 29.81. Kry die tweede ry ook dieselfde? Eerste ry en die kantste ry ook dieselfde? Wat het jy gekry? 94,4. Daar moes die minus in gewees het. Hoekom? Want hy beweeg af en het opgekies as positief. As hy rigting is positief. Opgekies positief. Af beweeg af. Wat vra hulle vir jou? Hulle vra vir jou die snelheid. Snelheid is 'n vektor. Vektor het grootte en rigting. So jy gaan sê afwaarts. Dan kry ek 30. Dan is jy op 'n ander plek afgerond net. Wat jy nie moes nie. Maar dis okay, daar sal 'n range wees. Ek dink hulle het tot met by 31 gevat, dis as ek reg onthou. Sê weer? Hy het hierdie som eers gedoen en daar afgerond. Okay, vraag C. Vra hulle vir jou? Hoe lank is die vlug? Van, obviously, nou nie van die helikopter nie, van die klippietjie. So, nou is die maklikste om die hele vlug te beskou, want dit is wat hulle vra. Maar wat jy ook kon doen is sê, ek gaan kyk hoe lank is daai, en dan hoe lank is daai, en dit by mekaar plus. Nee, so ons kom verskillende opsies. Hoekom sê ek C? Anyway. Goed, so die maklikste opsie gaan wees om 'n hele vlug te beskou. So sy beginsnelheid is 4.9, sy eindsnelheid het ons nou as minus 29,81. Hoekom minus? Want dit afbeweeg en ons het opgekies as positief. Versnelling is minus 9,8. Die verplasing is minus 44,1.
Want vir die hele vlug is die verplasing, Charles word wakker, van sy beginsnelheid tot by sy eindsnelheid. Yes? Ok, so is minus 44,1, hoekom? Want ons het opgekies as positief, en hulle vra vir jou vir die tyd. Ok, so, hierso kon jy enige eintlik formule gebruik het, want jy het al die inligting. Ok, en ons het hierso as minus 29.81, dit is 4.9, oepsie, minus 9,8. En ek soek die tyd. Ok, en ons is nog nie klaar met hierdie vraag nie, want ek wil 'n vraag bysit. En weer, nie van die wal af van die sloot help daai man nie. Hou hom gefokus op die werk. Nie die protombol. Kry jy ook 3.54? 3.54 sekondes. Ok, nou, my volgende vraag wat ek vir jou wil bysit is, jy moet vir my 'n snelheid tydgrafiek gaan teken. 'n snelheid tydgrafiek gaan teken vir die helikopter en die klippie of wat ook al. Ok. Op dieselfde asstelsel. Dieselfde asstelsel vanaf die oomblik wat die klippie laat val is tot laat die klippie die grond tref. Snelheid tydgrafiek. Ok. Ek het vir jou gesê, jy moet wat gaan doen vir dit. Teken 'n tabel. Ok, goed. Nou jou tabel hierso gaan 3 kolomme hê. Jy het tyd en dan jy die snelheid van helikopter en jy die snelheid van die klippie of die voorwerp of wat ook al. Pieter, shut up. Ek gaan vir jou nog vorentoe skuif. Jy gaan later hier by die plek sit. Nee, maar ek kan jy nie sien nie. Ok, by tyd 0 was so toe die klippie nou laat val is, of die voorwerp of was die helikopter se snelheid 4.9 en daai klippie se snelheid was 4.9. Nee? Toe ergens het die klippie 0 bereik, nee? Toe hy sy draaipunt bereik het voordat hy weer afgegaan het. Ek weet nie wat is die tyd daar nie, maar wat was die helikopter se snelheid daar? 4,9. En toe by tyd, wat was daai tyd gewees? 3.54 sekondes. Toe die klippie die grond bereik. Nee? So moet ons sê die tyd van die hele vlug. Hy het die grond bereik met 'n snelheid van minus 29,81. En wat was die helikopter se snelheid toe? Ok. Goed, so hier het ons nou snelheid tydgrafiek. Die eerste ding is as jy jou asse reg kan benoem met eenhede en die ander ding is jy die regte eenhede afmetings kon insit, maar hulle is nie super streng soos jy moet gaan met millimeters gaan afwerk en 2, 3. Hierso het ons net 'n paar waardes. Okay, so jy kan hulle net relatief insit. So menende ek kan hier insit 4.9. Daar is natuurlik 0. Hierso gaan ek insit 3,54 en dan hierso gaan ek insit minus 29,81. Okay. Goed, so my helikopter was mos die hele tyd net 4.9. So die helikopter se lyntjie gaan net so reguit lyn wees. Okay, ek gaan hom maak A. En die klippie het begin by 4.9, maar het geëindig daar by minus 29,81. En wat gaan die gradiënt van 'n snelheidgrafiek vir my gee? Versnelling. En wat was dit die hele tyd? Minus 9,8. Konstant, minus 9. So,
tyd. Okay, hoekom is sy gradiënt 0? Want hy het konstante snelheid gehad, geen versnelling gehad nie. Okay, nou wil ek vir jou nog 'n vraag vra. Jy gaan ook vir my teken 'n verplasing tydgrafiek of sorry, 'n posisie tydgrafiek, dis die woord wat ek soek. Posisie in meter teenoor tyd. Vir albei. Okay, en jy vat grond as jou 0 verwysing. Jou grond as jou 0 verwysing. Infotabel. Dis die grond, ons begin by die grond. Jou grond is jou 0 verwysing, menende as hy die grond raak, is dit by 0. So jou beginpunt is nie jou 0 verwysing nie. Okay, so tyd, en dan het ek vir A en B, A is nou die helikopter en B is die klippie of die baksteen of die wat ook al. Okay, by tyd 0 was hy 44,1 meter en hy was 44,1 meter. Nee? En toe ergens, ek weet nie by wat se tyd nie, toe het hy mos nou op en op en op gegaan. Toe kom hy mos by 45,33 meter. Nee, die klippie, maar so 'n bietjie opgegaan. Weet ek wat is die helikopter se posisie daar? Nee, ek weet nie. Ek weet ook nie die tyd wat hy sy maksimum hoogte bereik het nie, maar ek weet by tyd 3,54 sekondes toe die klippie die grond bereik. Nee? Okay, dis wat ek het. Ek het niks verder vir die helikopter nie. Okay, maar kom ons kyk gou. Die gradiënt vir 'n posisie tydgrafiek gee vir jou wat? Snelheid. Okay. Die snelheid van die helikopter was die heeltyd 4.9. Nee, die helikopter se snelheid, was die heeltyd 4.9. Dit was die heeltyd positiewe snelheid 4.9. Hoe lyk 'n positiewe konstante gradiënt? So dit is wat ek weet van die helikopter. Hy het 'n konstante gradiënt van 4.9 die hele tyd. En die baksteen of die wat ook al wat laat val is, sy snelheid het die hele tyd verander, want hy het vinnig begin, stadig, en toe vinniger. So sy gradiënt gaan nie konstant wees nie. Syne gaan lyk soos die vlug. Wees noem dit 'n vlug? Gaan lyk soos wat hy beweeg het. Hy het opgegaan en afgegaan. Okay, goed. So, wat weet ek vir hierdie twee? Ek gaan nou hierso maak 44,1 meter by 0 sekondes. So hierdie is die oppositie in meter. En toe het hy so klein bietjie opgegaan daar na 45,33. En toe by tyd 3,54 meter. 8 sekondes was die storie op. So begin met die klippies en dis die maklikste vir my. Hy het opgegaan tot daar, waar sy maksimum hoogte bereik het, en toe gaan hy af, tot laat hy by die grond is. En hoe het die ander, die helikopter gelyk? Ek teken net vir myself so stippellyne. Hy het daar begin, en daar geëindig. Okay, so daar noem ek A, daar noem ek B. Julle met my? Okay, dis 'n groot gedeelte van vandag se les wat ek met julle wou doen. Kan ek maar weggaan? Okay. As jy kyk in jou notas, die laaste gedeelte is grafieke. Ek is nog glad nie klaar tot waar ek wil wees nie. Anyway. Kom ons kyk gou op bladsy 6.
Daar sê ek vir jou, jy het 'n bal wat opgegooi word en sy oorspronklike snelheid is 15 meter per sekonde en waar tyd tot oorspronklike posisie. Sorry, ek moet net gou kyk hier by die Engels. Ek dink is 5 sekondes. Ja, 5 sekondes tot sy tot laat hy terugkeer na sy oorspronklike posisie. Okay, so vul net vir my daar in asseblief 5 sekondes. Okay, goed, ons gaan begin met 'n posisie tydgrafiek. Ek het vir jou gesê, hierdie ding lyk soos die beweging van die bal. Bal het opgegaan, bal het afgekom. Dit is presies hoe hy gaan lyk. So jy gaan sê, af. Okay, daai tyd, so hierdie is tyd in sekondes, hierdie is posisie in meter. Daar is die tyd 0, daar is die tyd 5 sekondes. So daai tyd hier in die middel is 2.5 sekondes. Wat is sy hoogte wat daar deur bereik is? Hulle het glad nie vir ons gesê nie, so kan dit nie invul nie. Okay. Easy peasy? Nee, was fout? Wat sukkel net om te sien? Hier is 2.5, hier is 5 en ons dan tyd in sekondes. Van 'n halfpad, as dit vir hom 5 sekondes geneem het om terug te gaan tot sy oorspronklike posisie, dan is dit 2.5 sekondes op, 2.5 sekondes af. Het jy die video's gekyk toe jy afwesig was? Is jy nergens afwesig nie? Jy was in die begin van die jaar afwesig. Ons het dit ergens gaan doen, ons het dit bewys. Vir 2 periodes lang. Ons het dit bewys. Ja. Okay. Goed. Dan snelheid tydgrafiek. Okay, hierso gaan ek so klein bietjie net van 'n tabelletjie vir myself trek, alhoewel hierdie nog maklik is, wil ek hier ons moet dit nog steeds inoefen. Toe die tyd 0 was die snelheid 15 meter per sekonde. Dis nou as ek opkies as positief, né? Nee? Toe die tyd 2.5 sekondes was die snelheid 0, want dit is sy draaipunt. En toe die tyd 5 sekondes was die snelheid minus 15. Okay, so ek het daai 3 punte wat ek gaan plot. So ek sien ek's in die positiewe en ek's in die negatiewe van my grafiek. So as ek hom gaan teken, die tyd in sekondes, hierdie is meter per sekonde. Wat sê die gradiënt van hierdie grafiek vir my? Versnelling wat minus 9,8 is. So met die hele tyd konstant minus 9,8 wees, né? Nee? Ja? Okay, so ek het hier 15, 0, minus 15, daar het ek 2.5, hierso het ek 5 sekondes, en ek plot hom daar, en daar, en daar. Is grafieke vir julle lekker, maklik? Is nie moeilik nie, is dit? Goed, wat was die versnelling die hele tyd? Toe hy daar op gaan Linden, wat was sy versnelling? En daar? En hierso? En daar so? Minus 9,8, né? Die hele tyd, is dit minus 9,8. Sê weer? Wat is vir Linden? Nadat hy die grond gedref het, is hy nou. Vir 'n oomblik. Totdat hy weer opbons. Ag, ek sal nou dankie. So 0, daar het ek minus 9,8. So sy versnelling is die hele tyd minus 9,8. Okay, easy peasy. Emily squeeze. Goeie vraag. Kom ons doen dit in die volgende vraag. Okay. Ja, chef, kan ek aangaan op die volgende bladsy? Hoe laat lê die klok? 15:15. 10:00. Dit is 10:00. Okay, goed, volgende is hulle.
Daar's 'n meisie, die meisie is 1.2 meter lank. So wie is dit? Dis nie ek nie, ek is langer as dit. Hy is nie 'n meisie nie een. Okay, so dit is die waaier se lengte. Okay, 'n meisie wat die bal in haar hand het, sy gooi dit op met 'n oorspronklike snelheid van 3.7. Die tyd totdat die grond tref is 1 sekonde, so vir die hele vlug is 1 sekonde. Hulle sê neem grond as die verwysingspunt, so grond moet jou nulpunt wees. Meisie is 1.2 meter lank. Okay, sharp. En Regan het gesê ons moet hierdie nou moeiliker maak en ons gaan kies af as positief. Okay, so dan is ons versnelling positief 9,8. Nou, dit is net gou 'n paar goeie sê so. So dan is die oorspronklike snelheid minus 3.7, né? Okay. Goed, kan ons aangaan? Right, posisie tyd grafiek. Nou omdat ons nou omgekeerd werk, nie gewoonlik nie, sê nou maar daai was nou ons grond gewees, dan sou ons gegaan het op en af so. Né? Omdat ons opgekies het as positief, maar nou lyk ons dinge 'n bietjie anders, want ons het afgekies as positief. En ons grond is ons 0 verwysing. Okay? Goed, so laat ek net hierso gaan. Okay, infotabel. Tyd, posisie. Toe die bal daar was, né? Toe is hy bo die grond. Is julle met my? Hy's in die positiewe rigting van die grond. Ek gaan nie die positiewe nie. Hy's op vanaf die grond. Is julle met my? En ons het afgekies as positief. So ons begin by minus 1.2. Toe gaan hy nog hoër op, nog in die negatiewe in. So hy gaan ergens by sy draaipunt, sê ek vir die draaipunt, nee. Ek weet nie waar is die draaipunt nie, maar ergens gaan hy op tot hy 'n negatiewe maksimum bereik. En dan by tyd 1 sekonde het hy die grond bereik. Hulle sê vir jou die hele vlug, neem 1 sekonde. So by 1 sekonde toe het hy die grond bereik en die grond is ons 0 verwysing. Okay, so die hele ding is net geflip. Waar ons voorheen, ek kan so is, waar ons voorheen so sou gegaan het, gaan ons nou net so gaan. Is jy met my? Okay, so, daar is ons 0, daar is ons grond. Daai is minus 1.2, daar is 0 en by tyd 1 sekonde. Nee, môre. Ek gaan maar net Woensdag. Dalk gaan ek môre na die toets aan. Maar ek twyfel of julle gaan tyd hê. Sweet. Nee, omdat ons nou nie waardes, ander waardes het nie, is dit fyn. Net so. Ja? Tip die grafiek nou saam. Ja. Ja. Sê weer? Nee, hierso is 1.2. Jy moet grafieke kan teken vir die toets môre.